Vandag gaan ons verder met nog 'n gedeelte uit Lukas, wat vir ons wys wat gebeur daar waar Jesus mense ontmoet. En vandag kyk ons na Jesus en Petrus. Oor hierdie disipel van die Here kan 'n mens nogal baie sê, boeke vol skryf. Petrus, as ons hom die heel eerste keer ontmoet, is besig om saam met sy broer Andreas en 'n paar ander in die see van Galilea vis te vang, as die Here by hulle kom en vir Petrus sê om hulle nette in die diep waters te gaan uitgooi. En sommer daar, heel aan die begin, leer ons iets ken van die impulsiwiteit van Petrus, wat hom baie keer in die moeilikheid laat beland het. Hy het nogal gesukkel om 'n wag voor sy mond te hou. En Petrus wil tydens die eerste ontmoeting met Jesus in Lukas 5, daarom sy kans gebruik om ook iets te sê, nadat Jesus vir hulle sê om eerder hulle nette in die diep waters te gaan uitgooi en soontoe te vaar en daar vis te vang. En hy sê dan: "Meneer," antwoord Simon, "ons het die hele nag deur gesoeg sonder om iets te vang. Maar op u woord sal ek die nette uitgooi." En ons sien ten spyte van sy verwagtinge, dat daar dalk nie gaan vis wees nie, vaar hulle tog dieper die see in, en later word die nette so vol, dat dit amper skeur en maak dat hulle ook die tweede skuit so vol maak, dat hulle amper sink. En hierdie gebeure laat vir Petrus dink, dan is hierdie man Jesus nie net 'n profeet, net 'n mens nie, dan is hy die magtige Here. Dan val hy voor Jesus se knieë neer en sê: "Gaan weg van my af, Here, want ek is 'n sondige mens." En daar het Jesus hom geroep en vir hom gesê: "Van nou af sal jy mense vang." En dan lees ons dat hy alles net so laat lê en vir Jesus gevolg het. Later het ons weer met hom te doen in Lukas 9. Hier het die tyd al verby gegaan. Hier het Petrus al geestelik gegroei waar hy saam met die Here gegaan het. En dan bevind ons in die noorde van die land, by Caesarea Philippi. En dit is 'n kritieke tyd in Jesus se lewe. Hy is op pad na Jerusalem en hy weet wat uiteindelik daar vir hom wag. En dan lees ons dat hy 'n vraag aan sy disippels vra. En die vraag wat hy vir hulle vra is: "Wie sê die mense is ek?" En dan vra hy baie meer direk en op die man af weer 'n keer: "Wie sê julle is ek?" Hy konfronteer sy disippels met hierdie vraag. En dan is dit Petrus wat praat. So voortvarend en impulsief soos hy dikwels was. En dis reg so, want na al die maande van luister na die Here en leer by die Here en leef saam met die Here, kom ook hy voor hierdie vraag te staan. En dan moet hy rekenskap gee oor wat dit beteken vir homself. En uit sy antwoord sou dit duidelik word of sy disippelskap so gestalte gekry het, dat hy regtig vir homself en vir die wêreld kon sê wie en wat hierdie Jesus is, vir wie hy gevolg het. En dan sien ons sy antwoord. Dan sê Petrus: "Here, U is die Christus, U is die Seun van die lewende God, U is die gesalfde van God." En wanneer Petrus dit sê, dan is dit 'n belydenis en 'n getuienis. En Jesus kom uiteindelik dan ook met hierdie vraag na ons toe in hierdie gedeelte. En die vraag is of die antwoord is wat ons kan gee, dieselfde is as wat Petrus gesê het. Kan ons ook sê: "Here, U is die Christus, my verlosser, my saligmaker, Seun van God, die lewende God." Wanneer ons hierdie gedeelte oordink, gaan dink 'n bietjie wat jou antwoord